Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Dit is vir my wonderlik om jou vanaand weer te kan groet op Kort en Kragtig. Dit is lekker vir my, dit verskaf my groot vreugde en dit verskaf vir my baie diepte in my gees om die woord van die Here te kan lees, om daarin te delf en 'n studie daarvan te maak. En dit is vir my altyd so lekker om na die woord van die Here te kyk. En ek luister so 'n bietjie vroeër na wat ek sê ter inleiding. Jy weet daardie inleiding dingetjie wat elke maandag aanspeel, wat sê byvoorbeeld dat ons God beter kan verstaan. Dan wonder ek by myself, Fanie, gaan jy regtig en gaan ons almal regtig op die punt kom wat ons God beter gaan verstaan? Ja, daar is begrippe wat ons deur die woord van die Here tog aanleer, byleer. Jy weet wat ons by ons arsenaal van kennis kan sit, maar ons sal sekerlik nooit op die punt kan kom wat ons sê, nou weet ek, nou verstaan ek nie. Maar ek wil 'n bietjie vandag met jou gesels oor die boodskap van die kruis. En voor ek dit begin, lees ek gou vir jou Romeine 11 vers 33. Juis met hierdie gedagte van, sal ons God werklik in al die aspekte kan verstaan. Want Paulus sê Romeine 11, 33 en 34, hy sê oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Ek wil 'n bietjie met jou gesels vanaand oor in 'n mate die weggesteekte boodskap van die kruis, as ek dit so kan noem, want ek sê dit so, nie dat daar regtig iets is wat weggesteek is eintlik nie, maar ek sê dit so want, as ek vir jou sou vra, wat is die boodskap van die kruis, dan sou jy dadelik tot konklusie spring en sê, dit gaan rondom die bloed van Christus, die dood van Christus aan die kruis, die bloed van Christus tot vergifnis van die mensdom, die wonde van Jesus, soos wat die woord van die Here sê, wat vir ons genesing bring, ensovoorts, ensovoorts. Maar ek wil ietsie aanraak, waaroor daar nie so algemeen aangeraak word nie, want dit is tog vir my ook 'n belangrike aspek, want baie struikel oor hierdie aspek, juis van die kruis en die betekenis van die kruis. Hoor gou wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 17. Hy sê, want Christus het my nie gestuur nie. Paulus sê, Christus het my nie gestuur nie. Die doel van my sending is nie om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En nou sê hy hier 'n belangrike ding. Hy sê nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Hoor wat sê hy in vers 8, en hy sê, want die woord van die kruis, die boodskap van die kruis, is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Paulus sê, dat die kruis van Christus is die krag van God. Nou as hy so sê, as hy sê dat die kruis van Christus die krag van God is, dan moet ons sekerlik verstaan en weet, hoekom hy die kruis van Christus die krag van God noem. Want ander, volgens ons skrif, noem die kruis van Christus dwaasheid. Dwaasheid, want hulle, jy weet, want vir hulle is die hele kruisigingsverhaal is dwaasheid. Hulle verstaan nie die logika agter die kruis en agter die boodskap van die kruis nie. Dis dwaasheid, want hulle kan dit nie met hulle menslike denke en vermoëns verklaar nie. Dis 'n kwessie van onverstaanbaar, daarom onverklaarbaar, daarom kan ons dit nie glo nie. Kyk, ons moderne era veral, maar oor al die eeue heen eintlik, is daar baie slim en ingeligte mense op hierdie planeet. En hulle het lange studies aangepak om hulle grade agter hulle name te kon sit, en met hulle kennis kan hulle die werking van byna alles verklaar. Is dit nie so nie? Nou maak die slim mense die Bybel oop en dan lees hulle
dat die verlossing van die mensdom uit die sondeput berus by die brutale dood van die Seun van God aan 'n Romeinse kruis. Hoe verklaar jy dit? Dis mos nou dwaasheid, man. Nou begin die wyse manne se kennisbelaaide brein begin oortyd werk en nou sê Paulus juis die betekenis van die kruis of die boodskap van die kruis kan nie deur teorie of verklarings of menslike wysheid en kennis en verduidelikings verklaar of verstaan word nie. Die Grieke, soos wat ons lees daar in 1 Korintiërs 1, hulle is die soekers en nou nie alleen net hulle nie, maar hulle is die soekers na logiese verklarings van Jesus se kruisdood. En elke keer dan loop al hierdie geleerdes hulle teen 'n muur vas, want hoe verklaar jy die kruisdood van Jesus vir die sonde van die mensdom tot hulle verlossing? Die man van kennis wil graag Jesus se kruisdood pak soos puzzles, sodat hulle alles in mekaar kan laat inpas om 'n mooi prentjie te kry. Daardie ding van die wiskundiges wat sê 1 + 1 is 2. En die wetenskaplike en die wiskundige kwelvraag word net eenvoudig nie opgelos nie, want 1 + 1 maak nie 2 nie. Die puzzles kom nie by mekaar uit nie, soos wat Paulus sê, dit is die krag van God deur Jesus Christus aan die kruis. Jy weet, dit is net vir die mens onverklaarbaar, want die geestelike dinge van God, waarvan die kruis een is, moet geestelik beoordeel word en nie vleeslik of deur kennis nie. Dis hoekom Paulus sê, Romeine 11, hy sê oor die diepte en die rykdom van die kennis van God. Dit is so onverklaarbaar. Baie wetenskaplikes en wiskundiges, en selfs, jy moet 'n bietjie mooi gaan naluister, kan ek sê, teoloë, hoe menige male hulle vasval in hierdie krag van God verhale van die Bybel. Want hulle wil dit wetenskaplik, wiskundig en teologies, wil hulle die krag van God probeer uitwerk. Van die skepping af, skepingsverhaal, tot by Satan, Adam, Eva, die woestynverhale, die Rooi See, die Jordaan, al die wonderwerke wat oral altyd plaasgevind het. Hulle probeer dit uitwerk, soos wat die Fariseërs en die skrifgeleerders wat daar die blinde man gesê het, man, jy weet, toe Jesus hom gesond gemaak het, toe sê hy, man, later, weet julle wat mense, al wat ek weet is, ek was blind en nou sien ek. En die mens probeer verklaar hoe God werk. En dis dwaasheid vir die mens. Hoe het hulle gesoek na antwoorde oor die jare en die eeue heen, selfs die boodskap van die kruis. En omdat hulle nie tot die antwoorde kon kom nie, dan kom hulle met die snaakste verklarings en teorieë voor 'n dag. En dan rondom Jesus se kruisdood byvoorbeeld lees ek 'n feministe groep, hulle stel dit so, hulle sê Jesus aan die kruis is, ek gaan dit nou in Engels sê, divine child abuse. Want God abuse sy kind aan die kruis. En wat hierdie feministe groep sê, is hulle sê God verhef lyding en geweld, hy's 'n voorstander van lyding en geweld, hy soek dit. Hy maak sy kind dood aan die kruis. God is 'n tiran. Dit spreek glad nie van liefde en verlossing nie. Jy sien hulle praat met menslike moederharte. Moontlik. 'n mens se ma sal nie kan verstaan nie en sal dit ook nie wil aanvaar nie. Want hoe sal 'n ma dit kan goedkeur? Sommige moderne teoloë, hulle sê die kruis is bloot 'n inspirasie of 'n simbool van iemand wat gestaan en gesterf het vir die onderdruktes. Hy staan vir die saak van die onderdruktes, daarom het hy gesterf vir die onderdruktes. Hulle is van mening dat God nie sal eis dat onskuldige bloed vergiet moet word tot die vergifnis van die mensdom nie.
dis nie 'n God nie. As dit 'n God is, as dit werklik so almagtige God is, sou God 'n ander plan gemaak het. Dis wat die moderne teoloog sê. En die Koran, julle weet wat is die Koran? Saam met die Gnosticiste, hulle sê, nee, Jesus was nooit eers gekruisig nie. Dit was bloot 'n illusie. In die mense denke het dit opgekom. Asof dit gebeur het, maar dit het nooit gebeur nie. Inteendeel, Jesus was weggeruk na die hemel toe en iemand anders was in sy plek gekruisig. Ja, almal soek 'n verklaring, hulle kom nie tot die antwoord nie, want dit is vir hulle dwaasheid. Hulle probeer God se allerwysheid probeer hulle verklaar. Vroeër jare het historikuste gesê, die Romeine het Jesus net gekruisig, want hy was 'n politieke bedreiging. Dit is hoekom Jesus gekruisig word. Vergeet van al die ander boodskappe van die kruis. Nee, hy was 'n politieke bedreiging. En die medici sê, Jesus het gesterf as gevolg van bloedverlies en allerhande ander dinge. Dis hoekom Jesus gesterf het. Vroeër jare het 'n bishop Epifanius, hy het gesê, dit was Simon van Cyrene, julle weet mos nou wie was hy, die ou wat Jesus se kruis gedra het. Dit is hy wat in Jesus se plek éventueel gekruisig was. Hoe voel jy? Wat is jou gedagte? Wat is die boodskap van die kruis vir jou ook dwaasheid? Almal, soos wat ek gelees het, groei, gryp na strooihalms, want hulle kennis stel hulle te leer om die godheid te verklaar. Vir hulle is dit dwaasheid as hulle dit nie kan verklaar nie. Wat is dan die boodskap van die kruis volgens Paulus? Want dis waaroor ons vanaand gesels. Wat is dan die boodskap van die kruis? Sonder om afbreek aan die uitgebreide boodskap van die kruis, soos byvoorbeeld die bloed en genesing en verlossing, sonder om dit af te kraak. Wat is die boodskap van die kruis? Die boodskap van die kruis, dit is nie die wysheid van die mens nie. Die krag van die kruis lê nie in die verstaan en die uitwerk daarvan en die kennis van die mens rondom die kruisdood van Jesus nie. Die kruisdood van Jesus is 'n Godplan, man. Die kruisdood van Jesus is 'n uitbeelding van die verlossingskrag en die allerwysheid van God, soos wat ons vroeër gelees het daar in Romeine 11. Die mens se brein is te klein om so 'n groot en intelligente God te kan verstaan. Ek sê dit want Paulus sê hieroor in 1 Korintiërs 2 vers 16, hy sê, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig? Hierdie sin wat hy van praat, want wie het die sin van die Here geken? Daardie sin van die Here in Grieks sê eintlik, wie het die intelligensie, die denke of die begrip van die Here geken toe dit gekom het by die kruis van Christus? Paulus sê soos wat ek het vinnig genoem het voorheen, 1 Korintiërs 2 vers 14. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Hoekom nie? Want dit is vir hom is 'n dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat die kruis, die boodskap van die kruis moet geestelik beoordeel word. Jy kan nie alles van die Bybel lees en dit probeer verstaan nie. Dis die kort en die lank. Die boodskap van die kruis kan nie menslik altyd alles beredeneer word nie. God werk bonatuurlik. God werk bo-menslik. Die mens sukkel om die skepping te verklaar en met reg, want niemand was daar nie. En niemand sal dit kan verstaan nie. Iemand het eendag met reg gesê, die boodskap van die kruis spreek nie tot die mens se verstand nie, maar dit spreek tot die hart van die mens. Die boodskap van die kruis spreek tot die mens se hart, nie tot sy verstand nie. Want hoe probeer ons verklaar wat Jesus daar in Johannes 3 vers 14 en 15 gesê het? Hoor, ek lees dit gou vir jou. Hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, die verhaal is daar in Numeri 21, as jy dit wil gaan lees.
Hy sê so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, in Jesus glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag word nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is vir die mens wat verlore gaan, is dit absolute dwaasheid. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Jesus gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het nie. En in die naam van die enige gebore seun van God nie geglo het nie. As die teoloog die kruis van Christus afmaak as niks, onverklaarbaar, daarom het dit nooit gebeur nie, dan is hy 'n ongelowige. Jy weet, hierdie verhaal beteken die paal waaraan die slang opgehef was. Die paal is die kruis, en soos die slang opgelig was in die woestyn, so sou Jesus opgelig word aan die kruis. Nie lank na dat hy hierdie woorde gespreek het in Johannes nie. En die begrip agter die slang op die paal is dit: almal wat deur die giftige slange gepik was, moes net na die slang kyk, dan sou hulle gesond word. So die een wat in sy kop die waarheid of die logika agter dit probeer uitwerk het, nê, hulle sou gesterf het van die effek van die giftige slange, want hulle glo nie in dit nie. Jy sal met my saamstem as ek sê, hy moes tog in 'n mate geloof, jy weet, in die feit gehad het, dat hy na die slang moes kyk en gesond geword het dan van daardie kyk, al het hy dit nie verstaan nie. En laat ek vir jou sê, as jy begin snak na jou asem en jy wil doodgaan van die effek van die gif, dan word geloof baie vinnig in jou hart gebore. Of wat sê ek? Die mensdom is gepik deur sonde, en die effek van sonde gaan die mens se siel laat sterf. En Jesus sê, elkeen wat na my kan kyk aan die kruis en kan glo, al verstaan hulle nie hoe dit kan werk nie, sal verlos word van die effek van die gif van die sonde op sy siel. En weet jy hoekom word geloof nie so gou in die mens se hart gebore, soos in die geval van die slang in die woestyn se gif nie? Want die mens besef nie die effek van sonde op sy siel nie. Die mens dink sonde is 'n speelpark. Hulle sien nie die sonde as gif nie. Daar is 'n wanbegrip van Jesus se kruisdood, maar net so groot wanbegrip is daar oor sonde, want weer eens kyk die mens nie geestelik na die Bybel nie, maar vleeslik. Nou hiermee, met die slang en die paal, sê Jesus en bedoel Paulus, die krag van die kruis lê nie in die verstaan van die feite wat voor jou oë is nie. Moenie dink dat God is 'n tiran wat sy seun doodmaak en hy dit geweldlustig of wat, hoe sê mense dit. Maar jy moet in die geloof daarna kyk, en jy moet sien met die oog van geloof wat God probeer openbaar deur sy handeling, deur Jesus aan die kruis. Jy moet die kruisdood van Jesus geestelik bedink, jy moet die kruisdood van Jesus sien as die krag van God, die allerwysheid van God. Jy moenie die kruisdood van Jesus emosioneel en met kennis benader nie, maar met geloof. Die krag van die kruis, lê in die geloof wat jy daarin sit, nie in die kennis waarmee jy dit kan verklaar nie. Hoeveel van die mensdom gaan sterf in hulle sonde, omdat hulle nie Jesus se kruisdood kon uitberedeneer het nie. Paulus sê weer 'n keer in Romeine 1 vers 16 en 17. Hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie, hierdie kruis, boodskap van die kruis, ek skaam my nie daaroor nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos dit geskrywe staan. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Hoor jy ook wat ek hoor? Paulus sê, hy sê die evangelie van Jesus Christus is die krag van God vir elkeen wat glo. Nie vir elkeen wat dit met kennis kan uitwerk en verstaan nie. So wat is die boodskap van die kruis? Die boodskap van die kruis is, dit is die krag van God vir elkeen wat glo. Die boodskap van die kruis, dit is die krag van God
So wat is die sleutel in die boodskap van die kruis? Wat sluit die krag van die kruis oop vir die mensdom? Die mensdom moet hulle wetenskap, hulle menslike wysheid neerlê en deur geloof aanvaar dat die kruis, al klink dit hoe absurd, dat dit God se wysheid en God se krag weerspieël. Die regverdige sal uit die geloof lewe, nie uit die aanskouing nie en ook nie uit die kennis nie. Ek maak hierdie boodskap nou klaar. Hebreërs 11 vers 1 tot 3 sê. Hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Hoor wat sê vers 3, daai eerste 5 woordjies. Hy sê deur die geloof verstaan ons nou. Nie deur kennis nie, nie deur insig nie, nie deur geleerdheid nie, nie deur teologiese verklaringe, wiskundige, wetenskaplike uitleggings nie, maar die boodskap van die kruis gee vir ons deur die geloof. Ons het begrip van die boodskap van die kruis deur die geloof. Deur die geloof verstaan ons. Ons verstaan nie deur redenasie nie. Kind van die Here. Ag, dis die begrip van die woord. Hoe wonderlik is dit om God se woord te ondersoek. Mag die Here jou seën. Mag die guns van die Here jou vergesel in hierdie aand, maar ook in hierdie week wat voor lê, en mag dit met jou goed gaan. En mag God se woord jou verryk elke keer wanneer jy God se woord oopmaak. Want dis hierdie boodskap van die kruis is die minder algemene, maar tog soms die groot weggesteekte boodskap van die kruis wat ons moet verstaan. En dit is geloof. Deur die geloof sal die kind van God lewe. Nie wat jy met jou oog kan raak sien soos die Thomas nie, maar wat jy met jou hart kan glo. Nie wat jy met jou kop kan uitwerk, wat die wetenskap en die wiskunde en die teologiese verklaring daarvan is nie, maar wat jy met jou hart kan glo. Ek sien Christus aan die kruis en ek glo wat hy gedoen het. Ek lees die skepingsverhaal en ek glo dit. Ek glo dit, nie omdat ek bewyse het nie, maar omdat ek weet my God is almagtig om al hierdie goed te kan doen. Blessings kind van die Here, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. As dit die wil van die Here is, dan sien ons mekaar weer. Here, ek bid die seën van God, die allerwyse, die allergroote, die allerintelligente God, bid ek oor elke luisteraar. Ek bid u beskerming, u bewaring. Goeie nagrus, 'n goeie dag wat voorlê, in die naam van Jesus Christus. Amen.